Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat nie weet waar die volgende deur gaan oopgaan nie. Dalk het iets in jou lewe tot 'n einde gekom en nou staan jy op 'n plek waar jy nie weet wat volgende is nie. Miskien wag jy vir werk, vir finansiële voorsiening, vir 'n nuwe geleentheid, vir 'n plek om te bly of vir rigting oor 'n besluit wat jy moet neem. Jy het gebid, jy het probeer, jy het gedoen wat jy kon, maar dit voel asof elke deur nog steeds toe is. En dit is moeilik want 'n mens wil graag weet waarheen jy op pad is. Jy wil weet wat God se plan is, hoe hy gaan voorsien en wanneer dinge uiteindelik gaan verander. Maar wagtye gee nie altyd vir ons daardie antwoorde nie. Soms wys God vir jou net genoeg lig vir die tree wat nou voor jou lê. Nie die hele pad nie, nie die volle plan nie, net die volgende tree. In Openbaring 3 vers 7 lees ons dat wanneer God 'n deur oopmaak, niemand dit kan sluit nie. En wanneer hy 'n deur sluit, niemand dit kan oopmaak nie. Dit herinner ons dat jou lewe nie in mense se hande is nie. Jou toekoms word nie bepaal deur een persoon wat nee gesê het nie. En een aansoek wat nie uitgewerk het of een geleentheid wat by jou verbygegaan het nie. Wanneer God 'n deur vir jou oopmaak, sal dit nie nodig wees om dit met jou eie krag oop te forceer nie. Dit beteken nie dat jy niks moet doen nie. Jy moet steeds aansoek doen, mense kontak, voorberei en die geleenthede gebruik wat voor jou kom. Maar jy hoef nie uit vrees te jaag of aan elke moontlikheid vas te klou asof dit jou enigste kans is nie. Wat God vir jou het, kan jy nie misloop wanneer jy hom volg nie. Dalk het jy gedink 'n sekere deur moet oopgaan. Jy het jou hoop daarop gebou en toe gebeur dit nie. Nou wonder jy of God jou vergeet het. Maar 'n toedeur beteken nie dat God jou weggehou het van iets goeds nie. God beskerm jou teen iets wat jy nie kon sien nie. Ander kere berei jy jou voor vir iets waarvoor jy nog nie gereed was nie. Ons sien net wat nou voor ons is. God sien ook wat agter daardie deur wag. Daarom is dit belangrik om nie elke toedeur as verwerping te sien nie. Miskien was dit nie jou deur nie. Miskien is die tyd nog nie reg nie. Of dalk werk God reeds aan iets anders wat jy net nog nie kan sien nie. Psalm 37 vers 5 sê, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Om jou lewe aan die Here oor te laat, beteken nie dat jy ophou hoop nie. Dit beteken dat jy ophou om jouself uit te put deur alles te probeer beheer. Jy mag vanaand vir die Here sê, ek weet nie waar die volgende deur gaan oopgaan nie, maar ek vertrou dat U reeds daar is. Jy hoef nie die naam van die plek te ken nie, jy hoef nie te weet wie die oproep gaan maak of hoe die voorsiening gaan kom nie. Jy moet net aanhou doen wat vandag voor jou lê. Wees getrou met die klein dinge. Maak klaar wat jy kan klaarmaak. Berei jouself voor. Hou jou hart sag en jou ore oop vir die leiding van die Heilige Gees. Soms lyk die deur wat God oopmaak nie soos die een waarvoor jy gebid het nie. Dit kom dalk deur iemand wat jy nie verwag het nie, op 'n manier waaraan jy nooit gedink het nie. Moenie so vasgevang raak in hoe jy dink God moet antwoord, dat jy die antwoord heeltemal miskyk wanneer dit kom nie. En wanneer jy moeg geword het om te wag, onthou, stilte beteken nie dat God niks doen nie. Hy kan besig wees om mense, omstandighede en die regte tyd bymekaar te bring.
Hy kan jou hart voorberei terwyl hy terselfdertyd die pad voor jou gereed maak. Jy hoef nie vanaand al te weet hoe die volgende hoofstuk gaan lyk nie. Jy moet net weet dat God nie deurmekaar is oor jou toekoms nie. Hy ken die deur, hy ken die tyd en hy ken die pad wat jou daarheen sal lei. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat nie weet waar die volgende deur gaan oopgaan nie. U sien die onsekerheid, die wagtyd en die vrae wat swaar op hulle harte lê. Here, gee hulle vrede terwyl hulle wag. Help hulle om nie uit vrees 'n deur oop te probeer forceer wat U nie vir hulle oopgemaak het nie. Gee hulle wysheid om die geleenthede raak te sien wat van U afkom. Wys hulle wat hulle nou moet doen en help hulle om getrou te bly met dit wat reeds in U hande is. As ook die dinge wat in hulle hande is. Heilige Gees, lei hulle in duidelikheid, beskerm hulle teen die verkeerde besluite, verkeerde mense en paaie wat nie deel van U plan is nie. Voorsien waar daar finansiële druk is, maak die regte deure oop vir werk, bediening, huisvesting, restaurasie en elke ander behoefte wat voor U gebring word. Herinner hulle dat 'n toedeur nie beteken dat U hulle vergeet het nie. Gee hulle nuwe moed om U tyd en U plan te vertrou. In Jesus naam. Amen. Mag die Here die regte deur op die regte tyd vir jou oopmaak en mag jy vrede vind in die wete dat hy reeds voor jou uitgaan. Geseënde aand. Shalom.